Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Het jy al ooit opgemerk dat wanneer God 'n visie of 'n droom in jou hart sit, die grootste struikelblok dikwels jouself is? Wanneer jy in jou gedagtes die visie en droom begin voorstel wat God vir jou gegee het, is jy geneig om jouself te sien in 'n meer talentvolle of bekwame weergawe van wie jy nou is. Want God se visie is gewoonlik soveel groter as wat jy glo jy tot in staat is. Wees dus versigtig dat jou huidige self jou nie oorreed om nie jou toekomstige self te word nie. Toe God vir Abraham gesê het dat sy nageslag so baie soos die sterre sou wees, was Abraham nog nie daardie man nie. Wanneer hy na homself gekyk het, was al wat hy gesien het, 'n ou man wat nog nooit kinders gehad het nie. Maar teen die tyd dat God se belofte waar geword het, was Abraham die man wat daardie seun kon dra. Wanneer jy vandag in die spieël na jou huidige self kyk, sien jy dit dalk nog nie. Jy kan nog nie insien dat jy in staat is om daardie graad te kry of om die eienaar van jou eie besigheid te wees nie. Maar God sien die toekomstige jy. Hy weet waartoe jy in staat is as jy aanhou vorentoe beweeg in sy krag. Moenie toelaat dat jou huidige self jou toekomstige self doodmaak nie. As die visie en droom wat God in jou hart gesit het, te groot voel, is dit nie 'n teken om terug te deins nie, maar 'n belofte dat hy jou in daardie mens sal laat groei. Voordat jy nog vir die eerste keer asem gehaal het, het God reeds jou storie geskryf. Daarom kan jy hom vertrou, selfs wanneer die lewe onseker voel. As God vir jou 'n droom en 'n visie vir jou lewe gegee het, is elke hindernis wat oor jou pad kom, net tydelik. Hy het reeds jou oorwinning verklaar. Of dit nou voel of jy op hierdie oomblik besig is om vorentoe te beweeg, en of dit voel of jy besig is om te struikel, jy sal daar kom. Soos Filippense 1:6 sê, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Here, wanneer ek nie die pad vorentoe kan sien nie, herinner my daaraan dat U reeds weet hoe my storie eindig. Versterk my geloof om U onvoorwaardelik te vertrou in die tydelike terugslag in my lewe. In Jesus naam bid ek dit. Amen.